Ons lees vandag 23 Desember uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is woordprentjies. Die teks is uit Matteus 13 vers 35. Ek sal gelykenisse gebruik as ek praat. Ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af. Jesus het in woordprentjies met sy volgelinge gepraat. Gewoonlik het hy 'n beeld uit hulle bekende alledaagse lewe gebruik waarmee hulle kon assosieer. Hy het die prentjies as ware tussen hulle neergesit, sonder 'n verdere verduideliking. Toe hy vir die skare die koninkryk van God wou uitbeeld, het hy gesê: Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van alle soorte saad daar in die land. Hy eindig sy vertelling met die woorde: Dit kry sulke groot takke, dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak. Markus 4 vers 31 tot 32. Hy het dit aan sy gehoor oorgelaat om die betekenis van die gelykenis te ontrafel. Later het hy egter vir sy disippels die gelykenis uitgelê. Vir sommige hoorders het dit bloot by gelykenisse gebly. Ander het die geestelike insig gehad om te verstaan wat hy met die gelykenisse bedoel het. God se woord is vol verborge geheimenisse. Ons geestelike oë en ore moet oop wees om dit te kan sien en hoor. Onlangs vertel iemand vir my dat sy elke 4 tot 5 jaar 'n nuwe Bybel aanskaf. Sy sê dat hoe vertroud en geliefd haar voorgeleesde Bybel met dik onderstreepte teksgedeeltes ook al is, sy niet kyk wanneer sy haar nuwe Bybel oopslaan. Sy sien sommige verse vir die eerste keer raak. Sy lees waarhede raak wat sy vroeër misgekyk het op soek na onderstreepte gedeeltes. God werk deur sy kinders se oë en ore en gees. Wanneer ons aandagtig en met ontvanklike harte kyk en luister, openbaar hy homself aan ons. Here, dankie vir elke gelykenis. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.